Oopmaak by Markus hoofstuk 9. Ons gaan verder in ons studie van Markus. Markus 9. Ek begin om met ons te praat oor 'n onderwerp. Die onderwerp is mislukking. Mislukking is nooit lekker nie. Dit is nie lekker vir ons om deur mislukking te gaan nie, maar mislukking is baie keer voordelig. Mislukking kan voordelig wees, want ons leer baie keer uit mislukking uit. Hoeveel keer het jy nie al gesê, ek sal daai fout nie weer maak nie, want ek het misluk en ek leer hopelik daaruit. Verder is mislukking voordelig, want dit maak dat ons baie keer sal vra vir raad en vir hulp, wanneer ons vroeër dalk nie wou nie. En ons as ouers ken hierdie met ons kinders veral. Okay, 'n kind sal iets wil gaan doen, en hulle wil dit op hul eie gaan doen, en die wyse ouers op partykeer sy kind toelaat om dit maar te gaan doen, en dat hulle maar sukkel daarmee, en stoei met dit, en daarna gaan hulle die raad en die rigting wat jy gee makliker kan aanvaar. Ja, want ons leer deur mislukking om te vra vir raad en vir rigting. Mislukking is ook voordelig, want dit maak dat ons meer afhanklik van God is. Dat ons meer op God steun en by hom die krag en die vermoë kry. God gebruik mislukking. En vandag gaan ons sien hoe Jesus sy disippels se mislukking gebruik het om hulle te leer. Om hulle te leer oor geloof en om hulle te beweeg om meer afhanklik van God te wees. So kom ons lees ons teksgedeelte saam, Markus 9 vanaf vers 14 tot vers 29. Markus 9 vers 14. En toe hy by die disippels kom, sien hy 'n groot menigte om hulle en skrifgeleerdes wat met hulle rede twis. En ek lees uit die ou vertaling uit. En dadelik toe die hele skare hom sien, was hulle baie verbaas en het na hom gehardloop en hom gegroet. Daarop vra hy die skrifgeleerdes: "Waarom rede twis julle met hulle?" En een uit die skare antwoord en sê: "Meester, ek het my seun wat 'n stomme gees het na u gebring. En waar hy hom ook aangryp, skeer hy hom en hy kry skuim in die mond en hy kers met sy tande en word styf. En ek het u disippels gevra om hom uit te dryf en hulle kon nie." Toe antwoord hy hom en sê: "O ongelowige geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? Bring hom na my toe." En hulle bring hom na hom toe. En toe hy hom sien, laat die gees hom dadelik stypings kry en hy val op die grond neer en rol rond met skuim in die mond. Daarop vra hy sy vader: "Hoe lank is dit al dat dit hom oorgekom het?" En hy sê: "Van sy kindsdae af." En dikwels het hy homself in die vuur en die water gegooi om hom dood te maak. "Maar as u iets kan doen, ontferm u oor ons en help ons." En Jesus sê vir hom: "Wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo." En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê: "Ek glo, Here, kom my ongeloof tot hulp." En toe Jesus sien dat 'n skare bymekaar stroom, het hy die onreine gees bestraf en vir hom gesê: "Jou stom en dowe gees, ek gebied jou, gaan uit hom uit en kom nooit weer in hom nie." En nadat hy geskree en hom baie styptrekkings laat kry het, het hy uitgegaan. En die seun het soos 'n dooie geword, sodat baie gesê het, hy is dood. Maar Jesus het hom by die hand gegryp en hom opgerig en hy het opgestaan. En toe hy in die huis kom, vra hy sy disippels om afsonderlik: "Waarom kon ons hom nie uitdrywe nie?" En Jesus sê vir hulle: "Hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as deur gebed en vas nie." So Petrus en Johannes en Jakobus was saam met Jesus op die berg van verheerliking gewees reg voor hierdie. En hierdie was hierdie ongelooflike wonderlike ervaring vir hulle gewees, soveel so dat Petrus net daar wou bly. Maar Jesus moes kruis toe gaan. Jesus weet dat die kruis kom voor die kroon, soos ons laasweek gesien het. Verder wil Jesus hulle ook leer oor geloof.
So Jesus weet die 9 ander apostels het nie so 'n wonderlike gemaklike tyd nie. Hulle is besig om te misluk en hierdie gee vir Jesus 'n geleentheid om hulle te leer oor geloof. 'n Les wat hulle baie nodig gaan hê die res van hulle lewe. Wanneer Jesus nie by hulle is nie, net soos wat hy nou nie by hulle was nie, want hy was nou op die berg. So ons opskrif vir vandag is 5 feite oor geloof geleer in die vallei van mislukking. So hulle kom van die berg af, hulle is nou hier onder Genesis 3 wêreld en daar leer hulle in daai mislukkings hierdie 5 feite oor geloof. En hierdie is feite wat ons moet weet oor geloof, juis ook omdat ons lewe in 'n gebroke wêreld. Ons lewe so te sê hier in die vallei. Ons lewe nie op die berg van verheerliking nie. In vers 14 tot 19 sien ons die eerste feit, geloof is skaars. En hierdie 5 verse hier, so vanaf vers 14 tot 19, is daar allerlei probleme, maar Jesus wys ons hierso uit wat die werklike probleem is. Die werklike probleem is ongeloof. Die werklike probleem is 'n gebrek aan geloof. Kom ons kyk dan na vers 14. En toe hy by die disippels kom, sien hy 'n groot menigte om hulle en skrifgeleerdes wat met hulle rede twis. So Jesus en die 3 apostels kom van die berg af en hulle sien hierdie groot skare wat om die ander 9 apostels is. Maar dit is nie dat die apostels besig is om hulle te leer of goeie goed vir hulle te doen soos wat Jesus die meeste van die tyd gedoen het wanneer daar skare is nie. Nee, hierso is 'n debat. Hierso is 'n stryery aan die gang. Daar's gerede twis sê die ou vertaling. Die apostels het 'n moeilike tyd hier. Hulle is omring met 'n skare wat met hulle stry en hulle verbaal aanval. In boonop is daar nog die skrifgeleerdes wat met hulle stry. En ons kan redelik seker wees, die skrifgeleerdes sou hierdie omstandighede gebruik het om Jesus se bediening te probeer ondermyn. Weet, julle kyk net na julle is hopeloos, julle is hopeloos, julle kan niks doen nie. Hoe kan julle die disippels van die Messias wees? Kan nie wees nie. Hoe kan julle meester die Messias wees as julle sulke mislukkings is? Dis onmiddellik deel van wat hier aangaan. So hierdie is minder as ideale gebeurtenis. Hulle het hierdie hele mislukking hierso. Kyk na vers 15. En dadelik toe die hele skare hom vir Jesus sien, was hulle baie verbaas en het na hom gehardloop en hom gegroet. So dit is asof die skare skielik vir Jesus sien en hulle is verbaas. En moontlik is hulle verbaas want hy het moontlik skielikerig op die toneel verskyn. Hulle aandag was op die disippels gewees en hierso is hy en dalk was hulle besig om oor hom te praat en is besig om oor sy messiaskap te praat en nou is hy hier. En hulle is verbaas, hulle is verwonderd en nou draai hulle aandag na hom toe. En mens kan ek dink baie van hulle sou dalk gedink het, sal hy nou kan help? Sal hy dalk die oplossing kan bring? En so hulle aandag is op Christus. En Christus kom om sy disippels te beskerm. Kyk na vers 16. Daarop vra hy die skrifgeleerdes, sê die ou vertaling, waarom rede twis julle met hulle? Nou die Grieks sê nie pertinent dat hy hierdie vra aan die skrifgeleerdes nie. Die woord skrifgeleerdes is nie daar nie. Meeste van die vertalings sê net hy het hulle gevra. Maar ons het vra na wie verwys daai hulle en dis redelik duidelik in die Grieks dat dit verwys wel na die skrifgeleerdes. So dit lyk asof Jesus sy disippels wil kom uithelp deurdat hy die gesprek met die hoofouens wat hulle aanval, die skrifgeleerdes wil oorneem. En hy gaan hierdie gesprek, hierdie argument nou verder vat. Maar ons hoor nooit presies waaroor die redenasie gegaan het nie, want iemand anderste wurm homself in hierdie gesprek in. Iemand anderste antwoord wanneer die vraag nie eers vir hom gestel was nie. Kyk na vers 17. Sien een uit die skare antwoord en sê: "Meester, ek het my seun wat 'n stomme gees het na u gebring." So in die skare staan daar die persoon wat eintlik al hierdie probleme veroorsaak het. Deur die hele stryery wat hier gebeur het. So daar's 'n pa met 'n seun wat 'n demoon het in hom. 'n Demoon wat veroorsaak dat hierdie seun nie praat nie, dat die seun stom is. Nou hierdie pa het gehoor van Jesus, hierdie wonderwerker wat demone kan uitdryf en dus bring hy sy seun na Jesus toe. Maar Jesus is nêrens te vind nie.
En nou moet hy, dis asof hy nou maar met die beespan tevrede moet wees, en nou vra hy die disippels, okay, kan julle iets doen? Kyk na vers 18, en ons sien hierso, die pa gee hierso ekstra inligting, wat hy nie hoef te gee nie, want daar is 'n stuk wat hy uitreik na Jesus toe. En hy's besig om te sê, die situasie is desperaat. Hy kon net gesê het, ek wou hom bring na jou toe, hulle kon dit nie doen nie. Dis dit. Kyk na vers 18. Ekstra goed wat hy sê. En waar hy die demoon hom, die seun, ook aangryp, skeer hy hom, sê my vertaling, 2020 sê, gooi hy hom neer. Die woord is letterlik 'n woord vir skeer of vir die woord verbreek. Dit is 'n sterk woord wat hier gebruik word. So hy gryp hom en hy totaal en al beheer van hom, en die seun kry dan skuim in die mond, en hy kners met sy tande, en word styf. En ek het u disippels gevra om hom uit te dryf, en hulle kon nie. Hierdie is hartsverskeurende omstandighede. Dink net hoe verskriklik moes dit wees vir hierdie pa, hierdie ouer, om hierdie te sien gebeur met sy seun. Wanneer die demoon hom dan so vat, en hy slaan die seun op die grond neer, skuim kom uit sy mond, hy kners op sy tande, sy spiere raak in spasmas, en al die goeters wat hier gebeur. En hierdie optrede word duidelik deur die demoon gedoen, of veroorsaak. Maar hier is baie soortgelyke simptome aan 'n epileptiese aanval wat hier gebeur. Baie soortgelyke dinge. So die demoon veroorsaak jou moontlik die tipe van dinge wat 'n epileptiese aanval veroorsaak. So die demoon veroorsaak jou moontlik abnormale elektriese strome in hierdie seun se brein. En dan kry hy die aanvalle. Maar dis die demoon wat dit doen. Dis nie net epilepsie wat hy het nie. Hy het 'n demoon. En dit veroorsaak dat hierdie seun dan hierdie styptrekkings kry. Kyk dan na die einde van vers 18. En weer eens, hierdie wys net hoe desperaat is die situasie hierso. Die pa sê, ek het die disippels gevra om hom uit te dryf, en hulle kon nie. Die disippels het misluk. Hulle kon nie. En wanneer die man sê hulle kon nie, dan gebruik hy 'n woord wat baie keer beteken nie sterk genoeg nie genoeg krag nie. So hulle het nie genoeg krag of vermoë gehad om die demoon te kan uitdryf nie. Nou onthou, nie lank voor hier nie het Jesus juis vir hulle die vermoë gegee vir 'n tydperk lank ten minste om demone te gaan uitdryf. Maar hier kon hulle dit nie doen nie. Hoekom nie? Wat is die werklike probleem? Hoekom kan hulle dit nie gedoen het nie? Vers 19 is die antwoord. So ons sien dis allerlei probleme, maar die werklike probleem is in vers 19. Toe antwoord hy Jesus hom en sê: O ongelowige geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? Bring hom na my toe. Jesus sê die probleem is 'n gebrek aan geloof. En nou moet ons vra, wel wie se geloof? As Jesus sê, o ongelowige geslag, en van wie praat hy? Maar van wie wys hy? Die ou vertaling lees, toe antwoord hy hom en sê, so dit klink in die ou vertaling asof dit die pa se geloof is wat nie goed genoeg is nie, en sterk genoeg is nie. Maar basies al die ander vertalings lees, en toe antwoord hy hulle. En dis 'n klein grondteksverskil daai, en die beter manuskripte is hulle, nie hom nie. So die beste manuskripte sê hulle, so Jesus praat met hulle. En hy sê vir hulle, o ongelowige geslag. Okay, wie is die hulle dan almal? Wel, eerstens en primêr praat hy van die 9 apostels hierso. En ons sien hierdie duidelik as ons Matteus lees, as ons die parallelle gedeelte in Matteus lees, daar sê Jesus dat die rede hoekom hulle nie die demoon kon uitdryf nie, is deur hulle ongeloof of hulle klein geloof. So hulle is beslis deel van die, dalk primêr, die wat deel is van hierdie ongelowige geslag. Jesus se disippels het 'n gebrek aan geloof gehad hierso. Maar die ongelowige geslag sluit jou moontlik die res van die mense daarin. Jou moontlik almal in. Die skare het nie werklike geloof in Jesus gehad nie. Die skrifgeleerdes het beslis nie geloof in Jesus gehad nie. En die pa gaan ons sien net klein geloof in Jesus gehad. Hy het 'n gebrek aan geloof gehad. En die punt is, Bybelse geloof is skaars.
Ware Bybelse geloof is skaars. Daar is heel wat deesdae wat glad nie eens meer glo nie. Wat glad nie meer glo in Jesus en glo in die waarheid nie. En ons het interaksie met sulke mense. Verder is daar baie wat verkeerde geloof het, nie Bybelse geloof het nie. Hulle het 'n geloof dat hulle lewe sal maklik wees, dat hulle altyd gesond gaan wees, dat hulle finansiëel wel af moet wees, wanneer God hierdie dinge nie vir sy kinders beloof het nie. Maar hulle glo dit. Daar is selfs die wat geloof in geloof het. Hulle gebruik juis Jesus se woorde in hierdie gedeelte, vers 23, alle dinge is moontlik vir die een wat glo, om hulle vals idees oor geloof te probeer bewys. So kyk, daar staan dit. Hulle glo dat hulle basies enigiets kan doen en kan kry, solank hulle geloof net sterk genoeg is. En as jy dus iets nie kry nie, waarvoor is dit omdat jou geloof nie sterk genoeg was nie, dis die rede. So hulle gee nie regtig om oor wat God se woord beloof of nie beloof nie. Nee, as hulle net genoeg kan glo, dan behoort hulle te kry dit wat hulle wil hê. Maar basies wat hulle doen is hulle maak van God 'n gin in 'n bottle, okay, 'n genie in 'n bottle. En wat hulle moet doen is hulle moet net met geloof die botteltjie genoeg vryf en dan gaan God reageer. Geloof is dus soos die sweep waarmee hulle God dryf om hulle eie wil te kry, in plaas van om God se wil te kry. Ware Bybelse geloof is skaars. Geloof wat op God fokus en in lyn is met God se woord en God se beloftes is skaars. En kyk na Jesus se reaksie op die ongeloof hierso om hom. Kyk na vers 19 weer. Hy sê: "O ongelowige geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra?" En dan sê hy: "Bring hom na my toe." Dit was vir Jesus, en daai woord van verdra gee vir ons hierdie prentjie. Dit was vir Jesus 'n las om in hierdie wêreld te wees vol ongelowiges. Mense wat net nie wil glo nie. En veral die ongeloof van sy disippels en die ongeloof van die skrifgeleerdes. Die wat juis moet weet, die wat die skrifte het, die wat al gesien het wat Jesus gedoen het. Hulle moes glo. En juis hulle ongeloof is vir Jesus 'n las. En hy sê: "Hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra?" En aan die een kant van, weet hy wil nie lankie wees nie, hy wil gaan, hy wil hierdie klaarmaak, hy's op pad kruis toe. Daar's die ander kant van, hoe lank het ek nog om julle te help? Geloof kry. Tyd is min. Deel van wat hy sê. En dan gaan Jesus en hy gee die bevel: "Bring hom na my toe." En Jesus gee die opdrag vir twee redes. Eerstens, want hy gee om vir die pa en hy gee om vir die seun. Jesus is barmhartig. Hy's genadig. Bring hom na my toe. Maar tweedens, sê Jesus hierdie, want dit gaan om 'n geleentheid gee om die mense en sy disippels veral te leer oor geloof. So in vers 14 tot 19 het ons die eerste feit gesien oor geloof. Geloof is skaars. En in vers 20 en 22 sien ons die tweede feit. Geloof is nie gefokus op omstandighede nie. Kyk na vers 20. En hulle bring hom, dis die seun, na hom, Jesus toe, en toe hy, hier is jomentlik die demoon wat beheer het van die seun, hier soos 'n klomp huis en homs en so in hierdie sin, nê? En toe hy, dis die demoon jomentlik, hom vir Jesus sien, laat die gees hom, die seun, dadelik styfbins kry, of styf trekkings kry, en hy val op die grond neer en rol met skuim in die mond. Nou ons het al soveel kere gesien, wanneer demone interaksie het met Jesus, dan is daar 'n geweldige reaksie. Ja, wanneer hulle hom sien, dan roep hulle uit, hulle skree goed uit, hulle hardloop na hom toe, daar's ons optrede. En hierdie demoon weet nou, sy tyd is min, en dus reageer hy in woede basies. Hy probeer 'n laaste keer amper in opstand kom hierso. So hy gebruik die seun om uiting te gee aan sy weerstand en sy opstand teen Christus in hierdie optrede. Maar die optrede maak net dat Jesus sien wat hier gebeur en Jesus net meer omgee oor hierdie seun. Vers 21. Daarop, so as gevolg van hierdie gebeurtenisse, daarop vra hy, Jesus sy Vader, hoe lank is dit al dat dit hom oorgekom het?
En hy sê van sy kindsdae af. So Jesus gee om en dis vra hy hoe lank hierdie nou al aangaan. En die antwoord van die Vader hierso wys net hoe sleg die omstandighede is, hoe hopeloos hulle al begin raak het. Die seun word deur hierdie demoon getuister van sy kindsdae af. In 2020 sê van dat hy klein is. Nou ons weet nie hoe oud hierdie seun is nie. Is hy dalk al volwasse? Ons weet nie hoe oud hy is nie, maar is duidelik, hierdie het nie net gister begin nie. Hierdie gaan al vir ten minste jare lank aan. So die seun se kondisie is baie sleg en met elke dag raak die hoop dat môre gaan dit ophou, raak hy hoop net kleiner en kleiner, want is net nog 'n dag en nog 'n week en nog 'n maand wat verbygaan. En daai tipe, hierdie tipe van omstandighede is die tipe wat maak dat geloof versmoor word. Dat ons geloof versmoor word. Om dag in en dag uit, in maand in en maand uit, en jaar in en jaar uit, deur swaar kry, moeilike omstandighede te wees, dit drein 'n mens se geestelike krag. Dit drein neer jou geloof. Sien dit in Job, in die begin was hy baie sterk, maar soos die tyd aangegaan het, was hy vir hom swaarder gewees. Maar geloof fokus nie op omstandighede nie. Geloof kyk nie net na die hier en nou nie. Nee, geloof fokus op God se krag, God se karakter, God se woord en God se beloftes. Kyk na God toe en kyk na dit wat God gesê het. So geloof kyk met geestelike oë na jou omstandighede. Kyk nie in dit vas nie, maar kyk deur dit en sien God se hand in jou omstandighede. So dit kyk nie vas in omstandighede nie, dit geloof kyk na God en dit hou op die ouene vas aan sy woord en sy beloftes in daai omstandighede. Nou 'n wonderlike voorbeeld hiervan is Paulus in sy lewe. En in 2 Korintiërs sien ons hierdie veral. So blaai na 2 Korintiërs hoofstuk 4 toe. Maar 2 Korintiërs hoofstuk 4. Hou julle vinger hier by Markus 9. 2 Korintiërs hoofstuk 4. En in hoofstuk 1 sê Paulus al dat hulle omstandighede was so swaar, so moeilik dat hulle basies seker was hulle gaan doodgaan. En so toe wat hulle begin aan vashou het is op God wat die dode opwek. Toe begin hulle vashou die feit dat al as hulle doodgaan, dan is daar die opstanding. Dis hoe sleg dit met hulle gegaan het. En kyk nou hierso in 2 Korintiërs 4 vanaf vers 7. Hy sê maar ons het hierdie skat in aardekruike en hy bedoel die skat is die evangelie. Die woord wat ons moet verkondig en waardeur mense tot redding kan kom. En aardekruike, die aardekruike is ons. Ons is swak. Ons is bros, ons kan maklik breek. So as ons nie breek nie, wanneer daar ongelooflike druk op ons gesit word, wat bewys dit? Nie dat ons sterk is nie, maar dat God sterk is. Dis sy punt wat hy maak in hierdie stuk. Maar ons het hierdie skat in aardekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. So dit duidelik is vir mense, kyk hoe groot is God. Wanneer al hierdie druk op ons geplaas word en ons word nie stikkend geslaan in sterfies in nie. Kyk hoe groot is God se krag. Vers 8. In alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. So gaan hy aan met die lysie. So hierdie dinge het Paulus alles gelei omdat hy die evangelie verkondig het. Maar God het hom die bevel gegee, die opdrag gegee om die apostel te wees na die heidene toe, so hy moet die evangelie gaan verkondig. En het dit gemaak dat hy gekyk het na sy omstandighede. Paulus kyk na sy omstandighede en sê dit is net ondraaglik en hy gaan ophou praat. Ek gaan my mond stil hou, dan gaan nie meer God vertrou nie. Nee, kyk na vers 13. Hy sê en omdat ons dieselfde gees van die geloof het, of die gees van geloof het. So omdat ons geloof het, selfde as wie? As 'n ou skrywer in die Ou Testament, hy sê soos geskrywe is, ek het geglo, daarom het ek gespreek, daar's 'n aanhaling. Nou sê Paulus, glo ons ook, daarom spreek ons ook. Ons omstandighede is sodat ons gedink het ons gaan doodgaan, maar ons bly glo. Ons bly gehoorsaam wees. Ons bly God se woord vertrou.
En wat glo hy? Hy glo God se woord en God se beloftes. Kyk na vers 14. Want ons weet, hier is die waarhede wat hy weet, dat hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek en saam met julle voor hom sal stel. So ons weet, dis nie net nou nie. Ons weet, die kruis kom voor die kroon en daarom kan ons aanhou. Evangelie verkondig selfs al lyk dit of ons gaan doodgemaak word daarvoor. En nou kom hy bekende verse, vers 16 tot 18, wat ons goed ken. Kyk na vers 16. Daarom, omdat ons hierdie geloof het in God se beloftes, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukkinge, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende, ewige gewig van heerlikheid, soos laasweek gesien het, die kruis en voor die kroon. Maar die drukkinge nou weeg nie op tot die heerlikheid wat vir ons gaan gegee word nie. En dan sê hy vers 18, en hier is daai oë van geloof, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, so ons kyk nie net na ons omstandighede nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Geloof fokus nie net op die omstandighede nie, maar op God en God se woord en God se beloftes. Nou kan julle terugblaai na Markus 9 toe. En hierdie pappa en hierdie seun se swaar kry is baie. Hulle lyding is baie. Kyk nou na die eerste gedeelte van vers 22. Vers 22 sê die Vader nou verder, en dikwels het hy hom selfs in die vuur, in die water gegooi om hom dood te maak. So die demoon se doel om in hierdie seun te wees is om skade te veroorsaak en om hom dood te maak. Hy gaan gooi hom in die vuur, hy gaan gooi hom in die water, hy wil hom doodmaak, hy wil hom vernietig. Jesus sê in Johannes 8 vers 44 dat die duiwel, dat hy was 'n mensmoordenaar van die begin af. So dis duiwel, dis wat hy doen, is hy wil mense doodmaak. En dis wat demone ook wil doen. So demone neem nie beheer van iemand se liggaam omdat hulle nie 'n liggaam het en hulle soek net 'n liggaam nie. Nee, hulle doen dit want hulle haat die beeld van God en ons is in die beeld van God gemaak en hulle wil dit vernietig. En daarom sal hulle wat hulle kan doen om die beeld van God stikkend te maak. Dis wat hier gebeur. Hierdie demoon haat God en die wat in God se beeld gemaak is en daarom gaan hierdie demoon en dit sê dikwels. Daai is hierdie idee van aanhoudend wil hom in die vuur in die water gooi om hom dood te maak. Nou sit net jouself in hierdie arme pa en hierdie seun se skoene, in hierdie gesin se skoene. Hierdie seun kan basies nooit alleen gelaat word nie. Hy moet die heeltyd moet daar iemand wees, want anders gaan hierdie demoon hom beweeg om homself dood te maak. Hy moet die heeltyd opgehou word. En wat 'n verskriklike lewe was dit nie vir die pa, is daar 'n ma, vir die gesin nie. Die omstandighede was swaar, dit is moeilik. En die situasie gaan al so lank aan, vir jare, dat hulle hopeloos begin raak het. En daarom verstaan ons die pa se woorde aan die einde van vers 22. Kyk na die einde van vers 22. Hy sê, maar as u iets kan doen. Maar as u iets kan doen. Ontferm u oor ons en help ons. So die man se omstandighede en Jesus se disippels se mislukking het gemaak dat sy geloof klein was. Hy sê, as u iets kan doen. Nou, sy as hier het 'n mate van onsekerheid dat Jesus hier iets kan doen of nie doen nie. Maar in die Grieks is hierdie 'n sagte as. Okay? Daar's amper in hierdie as, ek dink jy kan. Dit leen meer daai kant toe. Daar's 'n manier om in Grieks as te sê, wat jy sê, ek is oortuig jy kan nie. Ek verwag 'n negatiewe antwoord. Hierdie een is meer na, ek verwag 'n positiewe antwoord. Okay? Maar ons nog steeds 'n as hierso. En kyk verder na sy woorde, as u iets kan doen. So hy is bietjie onseker of Jesus enigiets kan doen. Om nie eers te praat van hom permanent sy seun te bevry van hierdie demoon nie. So sy geloof is swak hierso, sy geloof is klein.
Sy omstandighede het gemaak dat sy geloof in Jesus se vermoë baie min geword het oor tyd. En hierdie is anders as die melaatse persoon in Markus 1 vers 40. Hy het gesê, as u wil, daar sy as, kan u my reinig. Hy bevraagteken nie Jesus se vermoë, daai melaatse persoon nie, hy het Jesus se begeerte bevraagteken. En hoe het Jesus hom geantwoord? Jesus het gesê, ek wil word gereinig. So Jesus sê vir hom, ek wil, ek is bereid. Jesus is barmhartig. En dit is asof hierdie vader amper dink Jesus wil, maar hy kan nie. Maar soos ons gaan sien, Jesus wil en hy kan. Albei van daai. So ons het nou al 2 feite oor geloof gesien. Eerstens, geloof is skaars. Tweedens, geloof is nie gefokus op die omstandighede nie, dit fokus op God, dit fokus op God se karakter en sy woord en sy waarhede. En derdens, geloof is gerig op Jesus. Geloof is geloof in God en in Jesus. So die vra, as hy iets kan doen, ontferm hy oor ons en help ons. En julle sien daai ons, dis hy en die seun, hulle almal lei hierso met hierdie. En kyk nou hoe antwoord Jesus hom in vers 23. En Jesus sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Nou dis die ou vertaling, en ek dink die ou vertaling is onduidelik hierso. Luister na die 2020. Dit sê, Jesus vra hom toe, as u kan, Jesus haal sy woorde aan, terug na hom toe. En jomentlik is daar 'n mate van die ironie wat Jesus met sy stem uitlig hierso. As u kan, so glo jy, ek kan, of glo jy nie, ek kan nie. Dis die punt hier. Glo jy ek kan of nie? Geloof is om te vertrou dat Jesus kan en Jesus wil. Albei van daai. Geloof is gerig na Jesus toe. Wie hy is, en dat hy wil en dat hy kan. So die krag lê nie in geloof nie, maar in Jesus, dit lê in God, soos die res van hierdie gedeelte vir ons gaan wys. Dis nie die geloof van hierdie ou wat die kind genees het nie, Jesus het dit gedoen. God wil juis hê ons moet hom vertrou sodat hy kan verheerlik word wanneer hy optree. So geloof, in geloof gaan niks vir enigiemand kan doen nie. Geloof is nie om te dink, weet ek glo maar net die beste gaan gebeur nie, en as ek dit net goed genoeg en sterk genoeg geloof, dan gaan dit gebeur. Dit is nie die power of positive thinking nie. Nee, geloof is vertroue in God, dis nie 'n geloof in geloof nie. So geloof het 'n objek wat dit vertrou God, dit vertrou vir Jesus, dit vertrou sy woord en sy waarheid. Soos een kommentator skryf, believing God is not religious auto-suggestion. En ek moes gaan oplees wat daai is. Ek weet ons steeds nie presies wat dit is nie. Maar deel van dit is om net so te glo dat 'n ding gaan so wees, dat dit waar word vir jou, of dat jy's getuig dit sal waar word. Dis of die idee van daai woord. Okay, so believing God is not religious auto-suggestion. It is not the flesh engaged in positive thinking. It is the Christian, the one in whom Jesus lives, verhouding met Christus, taking God at His word. Dis geloof. Taking God at His word. Geloof is gerig op God en op Jesus en op God se woord en God se karakter. Dis ware geloof. En Jesus bewys dus hier vir die pa dat sy vertroue in Jesus min is. As u Jesus kan, is dit waar jy is? En nou kyk na die res van Jesus se antwoord. Alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Basies sê hier dat daar is Jesus hierso dat daar is wel 'n as. Daar's 'n as hierso. Maar die pa het die as op die verkeerde plek gesit. Die as is nie by of Jesus kan nie, die as is ook nie of Jesus wil nie, die as is by of jy glo.
Dis waar die as is. Vertrou ons in God se woord en in God se karakter en in God se beloftes of nie? Dis wat Jesus hier sê. En wat is die belofte wat Jesus hier maak? Wat is die belofte wat hy maak? Hy sê alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Nou hierdie is 'n gunsteling van die Hore 5 manne. Jy sien, sal hulle sê, as ek net genoeg geloof het, dan is enigiets moontlik. Dis wat Jesus sê. Maar is dit wat Jesus sê? Is hy besig om te sê alle dinge? Soos in alle dinge. So as ek glo dat ek kan 'n olifant word met groot genoeg ore dat ek kan vlieg en ek het net genoeg geloof, dan sal dit gebeur. Alle dinge. Hoekom nie daai ene nie? Hoekom vat ons nie hom nie? Konteks en kruisverwysings. Dis wat ons nodig het om tekste te interpreteer. Konteks en kruisverwysings. Ons moet altyd die konteks in ag neem. En seker maak dat die res van die Bybel stem saam met dit wat ons sê oor enige teksvers. Hierheen ook. So is Jesus in hierdie konteks besig om vir hierdie Vader te sê, wens vir enige iets. En as jy dit glo, dan kan jy dit kry. Is dit die konteks? Nee. Dit gaan oor die genesing van sy seun hier. Jesus is besig om vir ons te sê dat as hy glo dat Jesus die vermoë het om sy seun te genees, dan sal Jesus hom genees. En ons moet verstaan, hier skrif agter hierdie dinge. Die Ou Testament het gesê die Messias gaan hierdie goed kom doen. Ons skrif wat hy kan vashou. Maar dalk moet ons daai woorde alle dinge weier vat as net hierdie konteks. Dalk moet ons dit bietjie weier trek. Hoe wyd kan ons dit trek? Al die kruisverwysings, die res van die Bybel gaan vir jou rigting gee oor hoe wyd jy dit kan trek. En ons kan letterlik 'n hele Sondag oor hierdie preek. Daar is soveel plekke wat ons na toe kan gaan. Ek gaan net een of twee aanhaal, net vir ons 'n paar konsepte bymekaar sit. Johannes 15 vers 7. As julle, daar's 'n as, in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit kry. So as jy verhouding met Christus het, eenheid met Christus en my woorde in julle bly. OK, so jy moet bid en glo in lyn met Jesus se karakter en Jesus se woord. Dan kan jy vra wat jy wil, want jy gaan Jesus se woord vra, jy gaan die skrif vra en jy sal dit kry. Jakobus 4 vers 3 is 'n negatiewe ene. Julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerdelik bid om dit in julle welluste te bring. So wanneer ons bid vir ons eie begeertes, dan ontvang ons dit nie. Dis die tipe van geloof wat jy kan dit maar hê en jy gaan dit nie kry nie. Sê hierdie vers vir ons. Okay, so dit gaan nie dat ons net dit wat ons wil hê kry nie. Okay, maar net die volgende hoofstuk praat van 'n baie effektiewe gebed. Jakobus 5 vers 16. Die vierde gebed van 'n regverdige het groot krag. Waarvoor bid die regverdige? Bid hy vir sy eie gemak? Nee. Hy bid vir God om verheerlik te word. Hy bid in lyn met God se woord. Dis wie die regverdige is, dis wat hom definieer. So hierdie geloof wat ons hiervan praat, weet dat God kan en God wil sy kinders die beste gee en dis glo dit God dat God alles kan doen en sal doen wat hy beloof het. Dis wat dit glo. Dis wat hierdie sê. Alles wat God beloof het, dit sal vir ons gegee word. As ons dit glo. En nou gaan ons sien dat hierdie man sy geloof nou begin rig in Christus. Ja, maar ek het 'n aanhaling uitgehaal hierso. Hier is so 'n ander prediker het hierdie gesê ook hierdie oor dit. One who has faith will set no limits to the power of God. Kyk dit wat God kan doen nie. But the faith that has such mighty results will submit to the will of God. So ek bid vir dit wat God wil hê, my eie begeertes nie. So it will submit to the will of God in making its petitions. Faith-prompted prayer asks in harmony with the will of God. En waar kry ons God se wil? In God se woord.
En nou gaan ons sien dat hierdie man, deur dit wat Jesus hier vra vir hom en sê vir hom, plaas nou sy geloof meer in Jesus. En hy gaan na Jesus toe vir hulp. En hy vra Jesus nou nie meer net vir hulp vir sy seun nie, hy vra vir hulp vir sy geloof. Kyk na vers 24. En dadelik roep die vader van die kind uit en sê, ek glo, Here, kom my ongeloof tot hulp. En hierdie woorde is van die woorde in die Bybel wat seker deur die eeue heen die meeste gelowiges al bemoedig het. Dit is sulke bemoedigende woorde. Elkeen van ons besef gereeld hoe klein ons geloof is. En ons glo, maar ons sukkel om te glo. En dit is veral vir ons moeilik om te glo in die oomblik wat jy binne in daai omstandighede is. En nog meer so as daai omstandighede lank aangaan. Ja, ons glo God is in beheer. Ons glo hy is almagtig. Ons glo hy is wys. Ons glo hy weet wat hy doen. Ons glo hy is goed. En ons glo hy werk alle dinge ten goeie mee vir die wat hom liefhet. Maar nou in hierdie gebeurtenis, in hierdie omstandighede, in hierdie ding sukkel ek met geloof. Ek glo, Here, maar help my ongeloof. Dis gereeld dit wat ons uitroep na God toe in sulke omstandighede. En dis juis wat ons moet doen met ons klein geloof. Ons moet dit doen wat hierdie Vader doen. Ons vat dit na Jesus toe. Roep uit na God om jou te help met jou gebrek aan geloof. So Spurgeon gesê het, come to Jesus with any case and in every case. Come with your little faith and your great unbelief. For in this matter also he can help as no other can. So dit gaan nie oor hoe sterk jou geloof is nie. Dit gaan oor hoe groot en hoe goed God is. En glo jy dit? Glo jy dit? Soos hierdie verhaal sê. There was once a good woman, was well known among her circle for a simple faith and a great calmness in the midst of many trials. Another woman living at a distance, hearing of her, said, I must go and see that woman and learn the secret of her holy, happy life. She went and accosting the woman said, Are you the woman with the great faith? No, replied she. I'm not the woman with the great faith, but I am the woman with the little faith in the great God. Kan dis waaroor dit gaan. Ons moet net glo, want God is so groot en goed. En hy kan dit doen. Hierdie man het uitgeroep, Jesus, ek glo, kom my ongeloof tot hulp. Hy het sy geloof na Jesus begin rig. En dit is ware geloof. Ware geloof is gerig op Jesus. So ons gesien, geloof is skaars, geloof fokus nie op omstandighede nie, nee, dit draai jy jou oë weg en dit fokus op God, fokus op Jesus, dit fokus op sy karakter en sy waarhede. En dan vierde feit is dat geloof is effektief. Geloof is effektief, kyk na vers 25. En toe Jesus sien dat 'n skare by mekaar stroom, het hy die onreine gees bestraf en vir hom gesê, jou stomme en dowe gees, ek gebied jou, gaan uit hom uit en kom nooit weer in hom nie. Nou dat die man in Jesus glo, nou beweeg Jesus, sodat ons kan sien dat Jesus is die een wat die krag het. En die krag is nie in geloof nie. Maar geloof is effektief, omdat God jy so groot is en sterk is. En Jesus gaan dan en hy beveel die demoon om uit te kom. Maar hy beveel nie net gaan uit nie, hy gaan nog verder. Hy beveel die demoon om nooit weer terug te kom nie. Wat 'n wonderlike verligting sal hierin nie wees vir die seun en nie van die pa nie. Die vraag is, gaan die demoon luister? Die vraag is, kan Jesus? Kan Jesus? Vers 26. En nadat hy, die demoon geskree het, of dalk die seun laat skree het, en hom baie stuiptrekkings laat kry het, het hy uitgegaan. En die seun het soos 'n dooi geword, sodat baie gesê het, hy is dood. So die demoon probeer hierso vir 'n laaste keer nog skade aanrig. En hy laat die seun ou laas 'n aanval kry.
Maar dan moet hy uitgaan. Jesus kan. Hy moet luister. En dan, as hy uitgaan, dan lyk dit asof die seun dood is. Hoekom lyk dit asof hy dood is? Nou moontlik is hierdie die emosionele en die verstandelike kondisie van hierdie seun na alles wat met hom gebeur het. Nee, is dit wat basies amper oor is hierso. Is amper dood. Maar Jesus kan. Jesus kan selfs, vroeër Markus gesien, die dooies opwek, so hy kan hierdie een wat lyk asof hy dood is, ook opwek. En hom herstel. Kyk na vers 27. Maar Jesus het hom by die hand gegryp en hom opgerig en hy het opgestaan. Ek bedoel, wat 'n wonderlike bevryding. Die seun staan nou. Elke keer as die demoon hom gegryp het, het hy op die grond neergestaan en dat hy rondgerol, maar nou staan hy. Hy word nou weer opgerig. Hierso is herstel wat hierso gebeur. Ek weet nie hoe wyd als herstel is hierso nie, maar daar's herstel wat hier gebeur. En ons sien geloof is effektief want God is kragtig. Wanneer ons God vertrou en sy woorde en sy beloftes vertrou, dan word God verheerlik. En God is mal daaroor om ons geloof in hom te beloon, want dit wys hoe groot en hoe goed hy is. Dit verheerlik hom. So geloof is effektief want God is groot en kragtig. En kyk nou na vers 28 en 29 en hier is die laaste feit oor geloof wat ons hierso in hierdie gedeelte sien. Vers 28. En toe hy, dis Jesus in die huis kom, en hierdie is heeltemal die huis in Kapernaum, hulle was heeltemal in Filippi Caesarea gewees voor hierdie, en nou is hulle in Kapernaum, vra sy disippels hom afsonderlik, waarom kon ons hom nie uitdrywe nie? Jesus het die disippels vroeër die vermoë gegee om demone te kan uitdryf, maar toe hulle vir hierdie demoon sê om uit die seun uitgaan, toe werk dit ewe skielik nie. Maar Jesus kon dit doen. So hoekom kan ons dit nie doen nie, maar hoekom kan jy dit doen, Jesus? Dis al vir hulle vraag hierso, dis wat hulle oorwonder. In vers 29. En hy sê vir hulle, hierdie geslag of hierdie soort kan deur niks anders uitgaan as deur gebed. En dan sê die ou vertaling en vas nie. Okay, maar die meerderheid van die goeie vertalings het nie daai woorde en vas nie. So dit is net uitgaan deur gebed nie. So wat leer ons oor geloof hierso? Geloof bid. Geloof is biddend, kan mens sê. Geloof bid. Wanneer ons Jesus se woorde aan hulle in Matteus ook bysit, dan kry ons 'n voller prentjie van wat hier gebeur het. Daarso vra hulle hom, waarom kon ons hom nie uitdryf nie? En dan hierso sy antwoord, Matteus 17 vers 20, in die 2020 vertaling is dit ook duideliker. Hy het hulle geantwoord, vanweë julle klein geloof. So gebrek aan geloof was die probleem. Maar wag 'n bietjie, ek dog Jesus sê dit is deur gebed. Hulle is aan mekaar gekonnekteer. Dis die punt. Die disippels het ten minste vir 'n tyd lank het hulle hele klomp demone uitgedryf en hulle het begin dink, ons is nou kenners in hierdie area. Ons weet wat om te doen as 'n demoon kom en nou gee hulle die opdrag vir hom uit te gaan en niks gebeur nie. En dit lyk asof hulle op daai oomblik in plaas dat hulle in geloof opgetree het, nê? Net aangehou het in hulle eie vlees en aangehou probeer doen wat hulle dink. Wat moes hulle eerder gedoen het? Hulle moes besef dat hulle kan nie, hulle het nie die krag nie, net soos die pa gesê het. Maar God het die krag. En hulle moes dus in geloof na God toe gegaan het, in gebed, en God gevra het om dit te doen. Geloof, bid. So daar was 'n gebrek aan geloof en daarom het hulle nie gebid nie. Dis hoe dit lyk hierso. Geloof weet, baie keer kan ek nie. Ek kan nie hierdie doen nie. Ek is nie in staat om hierdie te doen nie. Ek kan nie aanhou verhard in die volhard in die omstandighede nie. Maar dit weet God kan. En daarom bid geloof. So die les is, nederige, aflanklike gebed is die pad wat geloof neem, want God kan en God wil. Jesus gebruik hulle mislukking om hulle te leer en ons te leer oor geloof. Ons het hierdie 5 lesse gesien. Geloof is skaars,
Geloof is nie gefokus op omstandighede nie, maar dit rig sy aandag na God toe, na Jesus toe, sy karakter, sy beloftes. Geloof is effektief, want God is kragtig, en geloof is biddend, dit bid. Toepassings. Hoe kan ons dit toepas? Ons het hier gesien dat God wil en God kan. Dus, wanneer God iets waarvoor ons bid, in geloof, wanneer hy dit nie doen nie, dan moet ons weet dat dit is die beste. God wil die beste vir sy kinders hê, en hy kan die beste vir sy kinders gee. Dis wanneer God kies om ons in daai moeilike omstandighede te los, dan hoef ons nie te wonder, wil God? Kan hy? Of is my geloof net te swak nie? As ons besig is om hom te vertrou nie. My geloof net nie sterk genoeg nie. Nee, dan moet ons juis glo en vertrou God weet die beste. Hy wil en hy kan, en dis as hy ons hier los, is hierdie die beste vir ons. So ons moet hier nou in hierdie omstandighede om vertrou en getrou wees aan sy woord. Dis die eerste toepassing. Tweede toepassing, verder, kan ons en moet ons in geloof bid. As daar beloftes is, hierdie vers sê, God sal dit doen as ons geloof het. So ons moet daai vat en sê, God, jy sê jy gaan dit doen. Ons kan jou vertrou. Die Bybel doen dit, Jakobus 1 vers 5. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Ons moet God se woord glo, beloftes wat hy maak, en ons moet dit bid in geloof en vertroue. Nog 'n toepassing. Soos ons reeds gesien het, wanneer jy sukkel met ongeloof, vat dit na God toe. Roep uit na die Here. Ek glo, maar help my ongeloof. Ek sukkel nou met geloof. En verder, as hierdie dinge waar is, dan moet ons vra, hoe kan ons geloof voed? Hoe kan ons geloof sterker maak? Eerstens, vra God om jou te help daarmee, né? Gaan na God toe met dit. Tweedens, gaan bestudeer God se woord en God se beloftes en God se karakter. Knowing God, J.I. Packer. Gaan kyk na daai beloftes. Dit gaan jou geloof aanwakker. Derdens, kyk na ander wat in God geglo het en geleef het in geloof en jy sien hoe God gewerk het. Jy word bemoedig daardeur. Vierdens, hou op om die hele tyd jou bekommernis te voed. So hou op om die hele tyd jouself vas te staar in jou omstandighede. Wanneer jy aan daai dinge dink, vat dit na God toe, bid daaroor, sit jou aandag weer terug op hom. En vyfde, herinner jou aan al die maniere wat God alreeds getrou was aan jou. So ek's in moeilike omstandighede, maar ek kan onthou hy was al getrou. Ek het hom gesien werk. F.B. Meyer het gesê, for every thought of our little faith, take 10 thoughts of his faithfulness. Elke keer as ons wonder, my eie swakheid, my eie geloof, dan kyk jy na sy getrouheid. Nog een laaste toepassing. Die vraag wat ons gesien het hier is, dis nie of God kan en of God wil nie, maar of ons gaan glo. En ons baie areas wat ons hierdie kan toepas. So dit is nie of Jesus my wil of kan losmaak van hierdie sonde wat my oorheers op hierdie stadium nie. Die vraag is, gaan ek sy beloftes glo? En om vertrou dat hy gaan hierdie werk, hy gaan hierdie losmaak in my, hy gaan my help daarmee. Die vraag is nie of God wil en of hy kan my help om my vrou, my man, my kinders lief te hê, my vyand lief te hê nie. Die vraag is, gaan ons glo en dit gaan doen dan? Die vraag is nie of God wil of jou kan red nie, die vraag is of jy gaan glo. Jesus het beloof dat elkeen wat die Seun aanskou en hom glo die ewige lewe mag hê en hy, Jesus, sal hom opwek op die laaste dag. Johannes 6 vers 40. So die vraag is op die ouende, gaan jy glo? Kom ons sluit af in gebed. Here, ons is dankbaar dat U mislukkings gebruik. Hierso die disippels se mislukking. Here, dat U dit gebruik om ons te leer oor geloof,
ons te leer meer oor Uself, ons te leer selfs oor gebed, ons te leer van ons afhanklikheid van U vir ons geloof. Dankbaar daarvoor Here, en ons dankbaar dat U ook werk in ons mislukkings, en dat U ook deur ons mislukkings ons help Here om meer in afhanklikheid van U te leef, meer na U toe te gaan, meer U woord te gaan bestudeer, te gaan kyk na wat U sê en wat U beloof het. Here, ek bid dat U ons sal help om te kan volhard in geloof en ons geloof te gaan versterk, Here. Dat ons hierdie dinge sal gaan doen, dat ons aandag sal sit op U en U beloftes. So gaan kyk hoe U in ander gewerk het, sal gaan onthou wat U alreeds in ons tyd gewerk het, dat ons nie die hele tyd net ons omstandighede sal fokus nie, Here, maar dat ons sal geloof in U het, sal vashou aan U. En Here, help ons om veral in daai oomblikke met iets regtig swaars gebeur het, of in 'n lang tydperk met iets wat vir ons net amper iets is wat ons nie voel ons nie kan dra nie, Here. Dat ons in daai omstandighede sal glo en U sal vertrou, Here. Nou help ons dat ons ook mekaar sal help, mekaar sal opbou, mekaar se geloof sal versterk. Ons bid hierdie dinge in die wonderlike naam van Jesus ons Redder.